Baie dankie en goeiemôre vir elkeen vanmôre wat ek nog nie gesien het nie. Wonderlike voorreg om saam met u vanmôre in die huis van die Here te wees in afwagting op die woord van die Here, die gemeenskap van die heiliges en dan ook so uit te vind wat die Here vir ons het vanmôre en wat hy wil hê ons moet gaan doen daar in die wêreld daar buite. Ek groet julle vanmôre met die wonderlike woorde wat ons so gereeld in die woord vind. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word in God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons staan vanmôre, dan sing ons hartlik saam Halleluja 201 verse 1 en 2 ter opening van die diens. Ja, terwille van tyd gaan ons vanmôre nie die geloofsbelijdenis doen nie, ons sal dit weer by die volgende geleentheid doen. U kan solank die woord van die Here oopmaak in Genesis hoofstuk 3. U kan my net verskoon, by die Paaskonferensie verlede naweek was daar baie paddas en een van hulle het hier in my keel kom sit. En hy is nou al 'n week wat hy so hier net so nou en dan kom hy ewe skielik en dan kwak hy. En ons hoop maar dit gaan nie vanmôre gebeur nie. Genesis hoofstuk 3. Ons praat met u oor die tema van 3 en baie interessant wanneer 'n mens die Bybel versigtig lees, maar ook kyk in die dinge wat God geskaap het, hoe dat hierdie tema van 3 gereeld na vore kom. Ons het verlede week genoem dat alle elemente in 3 forme kan voorkom: vloeistof, gas of soliede stof. Ons het gepraat van 3 hemele, die een waarop ons lewe, waar die voëls vlieg, die een waarin die son, die maan, die sterre is, en die derde hemel God se woonplek. Daar is natuurlik die 3 plekke waar 'n mens geestelik is, die woestyn, Egipteland woestyn of Kanaan. 3 groot werke wat die Here vir 'n mens gaan doen oor jou tyd: wedergeboorte of regverdigmaking, heiligmaking, verheerliking. En oor kom die tema van 3 na vore. Kom ons lees dan vanmôre saam in hoofstuk 3 vanaf Genesis, nadat ons gebid het. Dierbare, wonderlike hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanmôre die woord van God voor ons oop te hê, die lewende woord. Die Hebreërskrywer sê, die woord is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Here, u woord is lewend en kragtig. En daarom dat U gesê het, as ons in die woord bly, sal ons die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. Daarom dat U gesê het, julle is reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. En daarom, Here,
is dit versigtig wanneer ons vanmôre die woord oopmaak. Wanneer ons vanmôre daaruit lees, Here, vat ons dit nie net as vanselfsprekend nie, maar as genade. Groot genade van God om vanmôre te kan lees. Petrus het gesê dat die heilige geskrifte ingegee is deur die Heilige Gees gedryf. En daarom bid ons dat U deur die Heilige Gees vanmôre hierdie woord vir ons sal kom oopbreek. Ons dink aan daardie 2 manne wat se harte brandend was na die opstanding, Kleopas en sy reisgenoot op die pad na Emmaus, toe U die woord aan hulle oopgebreek het, Here. En die skrif sê hulle harte was brandend, so brandend dat hulle by U aangedring het om nie verby te gaan nie. So wil ons vanmôre by U aandring, Here. Moenie vanmôre verbygaan nie. Wyl U ander seën ook vir my. Hou by ons stil, Here. Gee dat dit soos met daardie 2 manne ewe skielik sal wees by die breking van die brood, dat U hulle oë geopen het en ewe skielik sien hulle U. Soos Jakob by die klip wakker geword het, ewe skielik en gesê het, waarlik die Here is hier en ek het dit nie geweet nie. Dis ons gebed vir môre, Here. Dat U ewe skielik so in ons midde tasbaar teenwoordig sal wees. Dat daar 'n eerbied en 'n respek oor hierdie gehoor sal neerdal. 'n Heilige vrees. Die Here is hier. Ja, Here, ons bid dit, want dit is in U teenwoordigheid wat mense gered word. Dit is in U teenwoordigheid wat mense se lewens verander. Dit is in U teenwoordigheid wat mense geheilig word. Dit is in U teenwoordigheid wat ons bemoedig word. Dit is in U teenwoordigheid wat ons versterk word. Ja, dit is in U teenwoordigheid, Here, wat die kerk saam die pad kan stap. En daarom bid ons, Here, kom bereik U doel vanmôre. U het 'n doel met elke persoon hier, niemand is hier toevallig nie. Daar's 'n behoefte in elke hart vanmôre wat U alleen kan aanraak. En ons bid soos ons hierdie woord lees dat U dit sal doen. Dankie dat ons dit kan bid vir onsself, maar ook vir ander gemeentes in Suid-Afrika waar die woord van die Here verkondig word, onverskrokke, Here, dat U daar sal werk, dat U daar sal seën, Here, dat U daar verheerlik sal word. Dankie dat ons vanmôre hierdie diens aan U kan oorgee, maar ook ons lewens opnuut voor U kom neerlê en sê, Here, U is in beheer. Ons hoef nie vanmôre paniekerig te wees, te wonder of U dit gaan doen nie. Ons kan vanmôre weet, elke gebed is ja en amen in Jesus se naam. Amen. Genesis hoofstuk 3 en ons lees daar saam vanaf vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het dat julle nie mag eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, anders sal julle sterwe. Julle mag nie daarvan eet nie, dit ook nie aanroer nie, verskoon my, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat hy my gegee het om by my te wees, sy het vir my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Net so ver eers in die kosbare en onfeilbare woord van die Here.
Nou ons het in die eerste van die reeks met u gepraat oor die drie eenheid, die tema van drie, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, wat in Genesis hoofstuk 1 van vers 1, 2 en 3 onderskeidelik na vore kom. En ons het gesê dat reg deur die Bybel vind ons dat die Vader is die beplanner. Dis die een wat besluite neem. Dis die een wat Jeremia sê, ek weet wat 'n gedagtes ek kan gaande julle koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. Ons het verder gesien dat alles wat God doen, is die middelaar en bron van dit wat God doen, die Here Jesus Christus. Dis alles in hom en deur hom. En daarom wanneer ons bid, bid ons tot die Vader in die naam van die Here Jesus. Die Here Jesus het gesê, en daardie dag sal julle alles wat julle my Vader vra in my naam, sal hy vir julle doen. En ons het gesien dat die Heilige Gees die bewerker is, wat alles wat God beplan het, deur Jesus moontlik gemaak het, bewerkstellig in my en jou lewe. Dis hy wat in ons harte kom woon, dis hy wat die drie-eenheid 'n realiteit in ons lewens maak, die werk van God in ons lewens 'n werklikheid maak. En so moet ons hele lewens met ander woorde inrig tot God, in God, deur God. Die Heilige Gees werk in ons om dit wat die Here Jesus bewerk het op die kruis tot eer van God uit te lewe in hierdie wêreld. In die tweede boodskap het ons gepraat oor die mens wat dan gemaak is liggaam, gees en siel. Alhoewel die gees en siel nie afskeibaar is nie, dis nie twee entiteite nie, dis een entiteit, maar dit is onderskeibaar. Die werking van die gees en die werking van die siel is onderskeibaar binne die konteks en liggaam. En ons het gesê, dit is geskape met 'n spesifieke doel. Die gees om met God in verhouding te kan gaan, die siel sodat ons met mekaar in verhouding kan lewe, en die liggaam sodat ons met hierdie aarde kan kontak maak, laat ons kan die stoel optel en omskuif en so meer. En verlede Sondag of die Sondag voor die Paasnaweek het ons toe die derde boodskap in die reeks gedoen rondom versoeking. Maar tussen hierdie twee is daar een wat ons oorgespring het, dis die vyand, en miskien sal ons eendag oor die vyand praat, maar die vyand is nie drie nie, die vyand is twee. Die vyand kom altyd in twee vorme na vorentoe, 'n slang of 'n draak. Hy kom as 'n verleier of 'n vervolger, so hy kom nie in die vorm van drie nie, daar is nie drie werkinge nie, hy's of verleier of vervolger. Hy kan nie die drie eenheid namaak in daai sin nie. Toe het ons verlede week of die vorige keer oor die versoeking gepraat, en oor versoeking het ons gesê dat dit ook in drie forme kom. Die sondeval het in drie stappe gebeur: versoeking, begeerlikheid, sonde. En elkeen van hierdie drie goed het drie groot aspekte gehad. Versoeking het drie aspekte gehad, begeerlikheid het drie aspekte en sonde het drie aspekte. Versoeking se drie aspekte was 'n verdraaiing. Dit begin met 'n verdraaiing van God se woord, of 'n verdraaiing van God se doel, of God se plan. Die duiwel kom en hy probeer dit wat God geskep het, met 'n sekere doel, probeer hy verdraai. Rondom die huwelik, rondom finansies, rondom al hierdie dinge, probeer hy 'n verdraaiing bring. Dan gaan dit oor na 'n redenasie waar ons dit begin oorweeg, en dan raak dit vertwyfeling. So hy bring 'n verdraaiing, hy wil hê ons moet 'n bietjie daaroor debat voer, en dan bring dit vertwyfeling. Dan is versoeking klaar. Teen die tyd wat versoeking daardie punt bereik het die vyand sy werk gedoen. Die vyand kan nou rustig wegstap, hy het niks meer met jou te doen nie. Die volgende stappe is nou begeerlikheid en dan die sonde. Versoeking kry sy krag of sy vasdrapplek in die begeertes van die mens self. Die vyand kan geen mens dwing om sonde te doen nie. Baie belangrik, ons moet dit hier afsny. Versoeking is die sonde nie, want die Here Jesus is versoek net soos ons in alle opsigte sonder sonde. Maar die duiwel kan ons ook nie tot sonde dwing nie. Hy kan slegs die saadjie plant, maar sonder die toestemming van die wil van die mens kan daar geen daad van sonde wees nie. Net soos gehoorsaamheid aan God 'n keuse is, so is sonde ook 'n keuse wanneer die mens die wil aan begeerlikheid oorgee. Ons praat vanmôre, begin ons dan by begeerlikheid, die drie aspekte van begeerlikheid. En ons vind in hierdie gedeelte die oomblik toe die vyand hulle versoek het. Die oomblik toe die vyand het reg gekry het om 'n verdraaiing van God se woord na vore te bring. Dit reg gekry het vir hulle om dit nie net af te skiet nie, maar te redeneer of te oordink. En toe hy twyfel in hulle harte kon kry, daai drie dinge, toe dit klaar is, toe sê die Bybel, toe sien die vrou, let op die woorde, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet,
dat hy 'n lus was vir die oë, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. Ons vind dat daar begin 'n begeerte nou by haar. Nou baie belangrik wat ons verlede week gesê het, versoeking in sigself is nie sonde nie. Jy kan nie keer dat die voël vlieg oor jou koppie, maar jy kan keer dat hy kom nes maak. Jy sien wanneer die verdraaiing kom van die vyand, wanneer die voeltjie oor my kop vlieg, is dit net die versoeking wat na my toe kom. Wanneer hy kom sit, en wanneer ek begin redeneer, is wanneer hy kom sit. En wanneer hy daai nes gemaak het, is daar vertwyfeling in God se woord. Ek kan dit keer, maar ek kan nie die aanvanklike versoeking keer, die voeltjie gaan oor my kop vlieg nie. Nou het dit begeerlikheid geword. Die begeerlikhede van die oë is die eerste een wat ons hierna sien. Die begeerte om te wil hê, 'n lus vir die oë. Daar ontstaan by die vrou 'n drang om hierdie vrug wat so mooi lyk, 'n lus vir die oë, iets wat sy graag sal wil hê, iets wat sy graag sal wil deel maak van haar lewens. Begeerlikheid is altyd op een van 3 vlakke, begeerlikhede van die oë, van die vlees of grootsheid van die lewe. En in die eerste aspek kom ons en ons sien duidelik hoe dat hy 'n begeerlikheid van die oog na die vrou toe bring. Gebaseer op iets wat mooi lyk. Dit kan ook verwys na dinge soos materiële goed, finansies, besittings. Dit is iets wat mooi is. Maar onthou nou weer eens, dat selfs begeerlikheid in sigself nie sonde is nie. Die begeerte om 'n mooi huis te hê is nie 'n sonde nie. Die begeerte om mooi dinge in jou tuin te hê is nie 'n sonde nie. God het ons so geskaap, hy het 'n mooi tuin gemaak. Hy het verskillende blomme gemaak. As 'n mens daar rondry en veral as jy daar in die Kaap is en jy gaan ry bietjie met die blomme toer daar rond, dan sien jy al hierdie verskillende mooi veldblommetjies. Maar vra jouself, hoekom het God hulle nie net almal een kleur gemaak nie? Hoekom het hy hierdie verskeidenheid gemaak? Jy sien, God het hierdie dinge so gemaak vir ons, sodat dit vir ons mooi sou wees. Maar die probleem was, hierdie sien is nou teen God se wil, en die vyand kry dit nou reg om by te sê, maar hoekom kan jy dit nie hê nie? Jy weet vriende, so baie van ons kyk na sosiale media, na mense, en ons kyk na mense se huise, en ons kyk na mense se karre, en dan begin jy hierdie probleem binne in jou ervaar, maar hoekom nie ek? En dis waar dit begin om sonde na vore te bring. Ons vind daar in Matteus hoofstuk 4, vat die Here die duiwel, vat hy die Here Jesus daar na 'n hoë berg, en hy wys hom al die koninkryke van die wêreld. Hy sê al hierdie dinge, Here Jesus, al hierdie dinge kan joune wees, val net voor my neer en dan bid. Maar vriende, die ironie van dit alles sou die Here Jesus in word uiteindelik, maar langs die weg van die kruis. Hy gaan weer kom wanneer God die aarde voetbank gemaak het van sy voete. Maar die duiwel kom en hy bied hom 'n kort pad aan. Weet jy vriende, alles wat mooi is in hierdie wêreld, gaan die Here vir ons gee. Miskien gaan ons nou nie op strate van goud loop en marmer daar in ons huise nie, maar eendag gaan ons wel. Kan jy dit dink as jy net vir die Here sê, Here, nie my tyd nie, u tyd, dan gaan hy op die regte tyd. Ek wonder hoe gaan dit lyk as ek so lees oor die hemelstad met die strate van goud. Kan jy indink hoe wonderlik gaan dit wees? Hy gaan dit vir jou gee. Maar die duiwel kom probeer vir jou 'n kort pad gee. Hy probeer vir Eva 'n kort pad gee. Maar die Here Jesus sê, jy mag die Here jou God aanbid en niemand anders sê, en hy weerstaan die versoeking net daar. Maar Eva, sy sien dat die bome 'n lus is vir die oë en sy neem dit aan. Jy sien vriende, daar in Genesis 2 vers 9, en die Here God het allerlei bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien. Wie het dit so gemaak? God het dit so gemaak. Hy het bome laat uitspruit, begeerlik om te sien. Die begeerte is die sonde nie, die begeerte is wanneer sonde, die Here sê, hierdie boom mag jy nie van vat nie. Jy mag kyk, maar jy mag nie vat nie. Die Here vir jou sê vir jou, wie wat jy kan kyk na die mooi dinge, maar jy kan nie jou buurman se huis begeer nie. Jy kan nie daai persoon op sosiale media se pakkies wat hulle by een of ander klerewinkel wat heeltemal buite jou finansiële raamwerk is, begeer nie. Jy sien baie mense val in sonde omdat die begeerlikhede van die oë hulle beet gekry het. Nou gaan hulle oneerlik besigheid doen. Wat is die enigste manier wat ek 'n Ferrari kan koop? Dis die enigste manier wat ek in daardie estate gaan woon. Dis die enigste manier wat ek ook, verskoon die Engelse woord, designer outfits gaan dra. Weet jy vriende, ons gaan die wonderlikste klere, rein klere hê daar in die hemel, as ons net die Here sy pad sal laat loop.
Jakobus 2 vers 17, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte. Die Here wil vir ons goeie goed gee. Hy wil vir ons goeie gawes gee. Maar ek en jy moet dit nie begeer nie. Ek en jy moet dit nie op ons eie weg probeer kry nie. Ons sien 'n voorbeeld hiervan in die Ou Testament. Achan, die Here het vir hulle die land van melk en honing gegee. Daar gaan hulle vooruit gaan, dinge gaan goed gaan. Hy noem dit 'n land van melk en honing. En nou kom hulle by hulle eerste stryd nadat hulle deur die Jordaan is. En Achan kom en hy sien 'n bietjie goetjies daar by die mense. Hulle moes hulle met die ban getref het. Hulle mag niks teruggevat het nie. En Achan sien goed, en wie wat Achan? Die plaas wat die Here vir jou gaan gee, jy gaan die goed bekostig uiteindelik. Jy gaan hierdie goed eerlik kan koop. Hy besluit hy vat dit. Let op hoe mooi skrywe Josua 7 vers 21 dit. Nadat hulle vir Achan uitgewys het, hulle het die lot gewerp en so 'n volk en 'n nasie uitgewys en tot by Achan. En hulle kom maar so en Achan sê hieroor, ek het naamlik een mooi mantel uit Siniar by die bytgoed gesien en 200 sikkel silwer en 1 goudstaf en 50 sikkels in gewig. En ek het dit begeer en dit geneem en kyk, dit lê daar begrawe onder die grond in my tent. Ek het dit gesien. Maar toe ek het sien, toe sê die stem van die Here vir my, banvloek, verwoes, vat niks. Toe sê hy, maar ek het hierdie begeerte myne gemaak. Jakobus sê, die begeerlikheid word myne. Sien nou net, God het dit mooi gemaak en ek sien dit is mooi nie. Hy kon daar gesit het, Here, hier dan 'n mooi mantel en mooi goudstaf gemaak vir die mense, maar dit is vervloekte goed hierdie. Ons het verby. Maar hy sê, ek het gesien en ek het begeer. Vriende, het is so gevaarlik om te sien en te begeer. Jy sien die vyand het daar vir hom gesê, Achan, die Here gee alles vir julle, jy gaan uiteindelik hierdie goedjies kan bekostig, maar vat dit sommer nou, hoekom moet jy nou wag? Sien vriende, dit is nie verkeerd om mooi goed te hê nie, dit is nie verkeerd as die Here jou seën met goeie gawes, elke goeie gawe kom van hom. Dit is nie verkeerd as hy vir jou 'n mooi tuin gegee het en jy hard daarin gewerk het om dit te kry nie. Dit is nie verkeerd as jy 'n huis het wat vir jou mooi is nie. Die vraag is, het God dit vir jou gegee of het jy dit gegryp? Dis die vraag. Het jy dit op 'n eerbare manier gekry of moes jy dit vanweë die weg van sonde doen? Die tweede faset van begeerlikheid wat na vore kom is die begeerlikhede van die vlees. Ons lees hierdie woorde, toe die vrou sien dat die boom goed was om van te eet, goed was om te eet. Goed was om te eet. Iets lekker om te eet. Nie net 'n lus vir die oë nie, maar ook iets om te wil geniet. Iets om te wil geniet. Die drang om te geniet, die onmiddellike bevrediging wat na vore kom. Bevrediging na plesier, honger, gemak, al daardie verskillende dinge. En op dieselfde vlak is die Here Jesus versoek in die tuin. Hy het honger, ons het daaroor gepraat by die vorige diens, 40 dae vas hy het honger. Hy het 'n begeerte na voedsel om hierdie nood, hierdie liggaam wat honger is te voed. En is nie verkeerd om 'n begeerte te hê na voedsel nie. Dis nie verkeerd om hierdie dinge te wil hê nie. God het ons so gemaak. Let op wat sê hy weer in Genesis. En die Here het allerlei bome uit die grond laat uitspreek, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Die Here het dit so gemaak. Hy het ons gemaak met 'n liggaam wat wankel, wat hunker na toenadering, wat hunker na gemeenskap, na hunker na voedsel, na vloeistof, koeldrank, ietsie lekkers om te drink. Maar daar kom die vyand na die Here Jesus toe en hy kom na hom toe. Hy sê, as jy die seun van God is, sê vir die klippe word brood. Onmiddellik bevredig dit nou onmiddellik. Maar as dit die weg wat die Here dit God, die Here het hom dan nou reeds, die Heilige Gees het hom dan nou reeds uitgelei sodat hy kan vas, sodat hy versoek kan word, sodat hy kan oorwin waar Adam geval het, laat hy kan staan. Dis wat hy plan. Maar hy kom daar, hy sê, maar wie wat? Jy's nou so op die einde van jou groot respek. Here Jesus, U is aan die einde van die versoekingstog in die woestyn. As U nou terugkom, dan gaan U lekker kos kry, maar vat dit nou. Vat dit nou op die eie manier.
Ons vind hoe die versoeking weerstaan het en die hele proses deur is, toe kom die engele en hulle kom dien hom. Toe gee die Here vir hom. Wie die Here wil vir jou gee. Maar weet jy, baie mense het ergens ingebreek, ergens weer eens in besigheidswêreld gesteel, van die begeerlikhede van die vlees, om te wil geniet. Ek wou net 'n bietjie geniet. Maar weet jy vriende, kan nie glo die Here gee vir ons goed. Die Here wil hê ons moet dinge geniet. Hy sê vir ons daar in 1 Timoteus 6 vers 17, skrywe Paulus aan die ryk mense onder andere. Hy sê, beveel die rykes in die teenswoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. God verleen vir ons goed om te geniet. Hy sê, moenie jou hoop stel op hierdie goed nie, maar op God. God sal vir jou gee op die regte tyd om te geniet. God wil vir jou gee om te geniet. Weereens kom die gedagte na vore dat die begeerte om te geniet is nie die sonde nie, die begeerte om te geniet wat God nie wil hê ons moet geniet nie. Of om dit te gryp op 'n onredelike of onregverdige manier, of wat ook al dit mag wees. Jy sien, die vlees sê, ek wil dit nou hê, en ek gaan dit nou vat. Maar Paulus leer vir ons, hy het geleer om vergenoeg te wees, ons lees in Filippense 4:11. Nie dat ek dit uit gebrekheid sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Paulus sê, ek het geleer om vergenoeg te wees, let op vers 12. Ek weet om vernederd te word, ek weet om oorvloed te hê. En elke opsig en alle dinge is ek onderrig om versadig te wees, sowel as om honger te ly, en om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Paulus het geleer om vergenoegd te wees. Maar hierdie begeerlikheid kom na toe. Eva, is jy regtig tevrede met die ander vrugte? Is jy regtig tevrede met die ander vrugte? Wil jy nie net proe hierdie ene nie? Hierdie een wat God nie wil hê jy moet proe nie. Proe hom. En dis wat daar gebeur het. Ons vind dieselfde voorbeeld in die Ou Testament. Die volk word uitgelei. Hulle sien 10 groot wonderwerke. God bring 10 plaae oor Egipte land. Uiteindelik is hulle by die Rooi See vasgekeer. Hulle sien met respek die stofwolk van Farao wat hulle kom doodmaak, en hulle is bekommerd. En God maak die Rooi See oop en hulle gaan op droë land deur. Hy maak die Rooi See toe. Hulle sien die dooie Egiptenare. Die Bybel sê toe hulle in die Here hulle God geglo en in Moses sy knegt. Hulle het al hierdie dinge gesien. Nou is hulle in die woestyn, nou begin hulle vertrou op hulle self sit. Nou vat hulle oog van God af, God wat voorsien. Hy gaan jy moes jy uitlei om jou dood te maak in die woestyn nie. Ons lees hierdie woorde. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal ons vleis gee om te eet? En jy ken wat daarna kom, die kospotte van Egipte. En hulle murmureer, hulle is ongelukkig. Hulle wil net nou. Hulle wil nou dadelik die lekker hê wat hulle in Egipte gehad het. Hulle is nie bereid om die Here vir te vertrou tot in Kanaan, die land van melk en honing nie. En die gevolg was 40 jaar in die woestyn. Esau kom van die land uit. Hy sien sy broer het 'n lekker pot lensiesop gemaak. Hy is so lus vir daai lensiesop, laat hy sy ewige erfenis prysgee vir 'n tydelike genot. Hy verkoop sy eersgeboortereg. Jy sien, versoeking kom altyd deur begeerlikhede van die oë, dit wat ek wil sien en wil hê, of dit wat ek wil geniet, dit wat hierdie tydelike nood gaan vervulling bring. Jy sien, die beginsel is nie of jy 'n behoefte het nie, ons het almal behoeftes, ons het almal honger, ons het almal dors, ons het almal 'n begeerte na liefde en toenadering en gemeenskap met mekaar. Ons het almal behoefte na gemak, ons wil almal graag 'n bietjie ontspan, ons wil 'n bietjie vermaak word, almal. Die vraag is, waardeur word daai behoefte beheer? Deur die vlees of deur God? Want jy sien, as dit deur die vlees beheer word, dan dryf dit altyd na slawerny. Maar as jou liggaam deur die gees van God beheer word, lei dit na lewe en vrede. Die derde is dan die grootsheid van die lewe, die grootsheid van die lewe.
Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. Die derde gedagte, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En dis die 3 stappe van begeerlikheid. Dit kom altyd op grond van iets wat ek wil hê, wat mooi lyk, wat ek wil deel maak van my lewe, materialisme, of dit kom deel van iets wat ek wil geniet in my liggaam, plesier, vleeslike genot, wat ook al dit mag wees. Die derde is iets wat ek wil wees. Die ek wat wil hê, die ek wat wil geniet, of die ek wat wil wees. Ek kan verstand kry. Hulle gaan na my verwys as Albert Einstein. Hulle gaan na my verwys as die slimste persoon in die omtrek. Die drang om te wees, dit is 'n begeerte na status, eer en selfverheffing. En selfs hierdie is die Here Jesus deur versoek in Matteus 4 verse 6 en 7 lees ons: Toe vat die vyand hom na die tempel toe en hy sit hom op die tempel en sê: As jy die seun van God is, werp jouself af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele aan die bevel gee aangaande u en hulle sal u op die hande dra sodat u nie miskien 'n voet stamp nie. As jy net op die tempel kan afspring en die Here sy engele stuur om jou te keer, dan mense sal net daar in jou glo as jy die seun van God is. As jy die seun van God is, bewys jouself. Verhef jouself. Hoekom wil jy wag dat jy op die kruis kom en doodgaan en opstaan en dan gaan die mense glo? Nee, werp jy sommer nou van die tempel af. Verhef jouself. Net hier, net nou. Net so kom die versoeking na die Here Jesus as wat na ons toe kom. Maar sien, die Here Jesus het geweier om homself te bewys. Hy kom daar voor Herodes. En die Bybel sê, en ek het daaroor gepreek Paasnaweek, Herodes was bly om die Here te sien. Die engel sê, he was exceedingly glad. Weet hoe baie mense, hulle gaan daar na kerke toe. Hulle is exceedingly glad. Hulle is bly om die Here te sien. Hoekom? Want hulle wil vermaak word. Ons lees Herodes was nie bly om die Here te sien, want die Here moet sy lewe verander nie. Hy was nie bly om die Here te sien, want daar's 'n geleentheid vir bekering, vir vergifnis nie. Nee, hy wou vermaak word. Wys vir my 'n teken, hulle doen dit vandag in die kerke. Hulle is bly om kerk toe te gaan. Hulle is opgewonde, hulle spring op en af. Hulle soek tekens. Hulle wil omval of hulle wil iets doen. Maar ons lees die Here was stil gewees. Hulle wil vermaak word. Hulle wil vermaak word. Herodes, hy wil verhef. Die Here Jesus kon mos net daar iets gedoen het. Die Here Jesus het hom nooit self verhef nie. Die Here het nooit, om die waarheid te sê, wanneer hy wondertekens gedoen het en gesê, hou dit stil. Jy sien, die derde vorm is om jouself te verhef. Om soos God te wees, sê die duiwel vir hom, jy sal soos God wees. Mense gaan na jou opkyk. Mense gaan jou verafgod, as ek dit met respek so kan sê vanmôre. Maar jy sien, vriende, ons lees in Matteus 23 vers 12, wie homself verhoog sal verneder word, maar wie homself verneder sal verhoog word. Daar voor Herodes is die Here Jesus stil, soos 'n lam na die skeerplek, stom voor sy skeerders. Maar God het hom verheerlik. Hy sê in Filippense, daarom het hy 'n naam gegee bo elke naam. Dat in die naam van Christus elke knie sal buig en elke tong sal bely, hy is God. Sien, Johannes leer vir ons, en as ek weer eens myself kan inlewe, en hy staan daar langs Eva, en Eva kan sê, sy kan soos God wees. Daar staan Johannes langs aan 3 vers 30, hy sê, nee, hy moet meer, ek moet minder. Hy moet meer, ek moet minder. Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Jy sien, vriende, die derde stap van begeerlikheid is altyd tot selfverheffing. Maar die Bybel leer ons nie, ons moet self verneder. Self verneder voor sy kragtige hand. Ons vind 'n voorbeeld daarvan koning Hosea. Die Here het hom gebruik, en daar raak hy hoogmoedig. In 2 Kronieke 26 vers 16, maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen het en ontrou gehandel het teen die Here, en die Bybel sê, toe sy met melaatsheid getref. Nebukadneser, Daniël 4 vers 30,
het die koning aangehef en gesê, Nebukadneser sê nou, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het, tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en die verheerliking van my majesteit nie? En wat doen die Here? Hy laat hom gras vreet soos 'n bees, tot hy erken God alleen. Jy sien die vyand kom, en hy probeer ons kry om onsself op een of ander manier te verhef. Baie van wanneer mense sleg praat van ander mense, dis die doel. Hulle wil hulle self verhef. As ek net kan sleg praat van hierdie paar mensies in die kerk, dan gaan hulle baie dink van julle. As ons kan sleg praat van hulle, gaan hulle sê, hier is die mense. As ek daai persoon kan afbring, dan verhef ek myself. Begeerte van die grootsheid van die lewe. Weereens is dit nie verkeerd om iets te wees nie. Is nie verkeerd om iets te wil wees vir God se koninkrykie. Paulus sê, ek strewe, ek werk vir God, harder as enigiemand anders. Die vraag is dit vir myself of is dit vir hom? Want as dit vir hoogmoed is, bring dit my by 'n val, maar as dit is in nederigheid, dan sal dit 'n verhoging bring. Jy sien vriende, die sonde was nie om te wil hê nie, die sonde was nie om te wil geniet nie, die sonde was nie om iets te wees vir God en sy koninkryk nie. Die sonde was om te wou hê wat God nie wil hê ons moet hê nie, om te wil wees wie ons nie moet wees nie, om te wil geniet wat ons nie moet geniet nie. En dan gaan dit oor van begeerlikheid na sonde. Nou word dit sonde. En sonde het ook 3 aspekte gehad. Die sondeval het 3 sondes gehad, of 3 groot eerste sondes. En ek wil amper sê, by elke sonde wat 'n ongeredde persoon doen, is hierdie 3 sondes altyd betrokke. Baie mense dink jy kan 1 sonde doen op 'n slag. Jy kan nie 1 sonde doen op 'n slag. Jy doen 3 op 'n slag. En ek gaan vir dit nou verduidelik hoe gebeur dit. Nou kom daadsonde, 'n doelbewuste sonde. Nadat versoeking gekom het, die begeerlikheid deel geword het, nou sê Jakobus, as ons die begeerlikheid ontvang het, dan word ons verlok en weggesleep. En dit baar sonde. Dit skryf Jakobus ons. Nou het die mens 'n keuse gehad, gaan hy nou hom verlustig in hierdie ding wat hy wil hê, hierdie ding wat hy wil geniet, of iets wat hy wil wees, of gaan ek nou 'n fisiese sonde doen? En die mens kies, ons lees dit baie mooi, en sy neem van die vrug en eet. Sy neem, nou maak sy 'n daad, sy vat nou 'n doel, sy vat daai ding, en sy eet. Daadsonde. Eva het 'n besluit geneem, self gekies, self toegegee aan die begeerlikheid, en daarom is sy skuldig, want sy het die sonde gedoen. Die vyand het nie die appel aan haar mond gedruk, of die vrug nie, die sonde het aan, die vyand was op hierdie stadium, ek dink hy het klaar weggeseil, hy was nie weggeloop, dalk het hy nog nie geseil nie, maar op daardie stadium maak sy 'n keuse, en sy eet. En wat ons daardeur lees, weer eens, is die sonde is die oomblik toe sy eet, toe sy daai besluit nog, gehoorsaam aan God of gehoorsaam aan begeerte. Dis die 2 keuses waarvoor elkeen van ons elke dag staan. Sonde is 'n besluit, en almal het reeds besluit. Adam is 'n beeld van elke mens van ons, want ons lees in Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot elke mens deurgedring het, omdat almal gesondig het. Weet jy vriende, ons almal het ernstig gesondig. As een van ons wat vanmôre kan opstaan en sê, maar ek het nooit gesondig nie. Maar as van ons wat kan opstaan en sê, die Here het my siel uit genade gered, hy het vir my vergewe, hy het my hart gereinig, en ek weet nie van iets wat ek verkeerd gedoen het vandag nie. Dit wil sê nie, ek kan nie iets verkeerd doen nie, maar ek weet nie daarvan nie. Dalk oortuig die Here my anders. Paulus sê, ek is my van niks bewus nie, daardeur sê ek nie, ek is regverdig nie, maar hy wat my oordeel is God. God sal vir jou wys. Maar nie een van ons kan sê, ons het nog nooit gesondig nie. As jy sê, ek het geen sonde nie, dan is ek 'n leienaar. En die waarheid woon nie in my, sê 1 Johannes 2. Romeine 5:51 vers 7, kyk in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Nou het dit 'n realiteit geword in Adam se lewe, in elke persoon wat van Adam afspruit word in sonde gebore en ontvang. Maar almal van ons kom by daardie punt waar ons self ons eerste daad van sonde doen. Maar ons lees Jakobus sê sonde baar sonde. Die eerste een, die eerste faset van die sondeval was die eerste sonde.
Hulle het geneem en geëet. Die tweede sonde wat hulle gedoen het, of waarvan ons lees, ons doen dit 'n bietjie buite orde, die tweede sonde is hulle verontskuldig hulle self. Ek vra myself, Here, nadat Eva van daai vrug geneem het en geëet het, en die kom daar in die aand windjie, en hulle hoor die geruis, as Adam en Eva so saam gehardloop het na die Here toe, en voor die knie gaan val het, en gesê, Here, vergewe ons het gesondig, ons het geëet van die vrug, vergewe ons asseblief. Ek wonder wat sou die Here se reaksie gewees het. Maar ons vind dit was nie dit nie. Hulle kruip weg. Hy moet hulle roep, hy moet hulle soek. En weet jy, vriende, van die sondeval in Eden af is dit hoe dit werk. Daar's niemand regverdig, selfs nie een nie. Daar's niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam met ons ontaard. Sê die Bybel, daar's niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Die Here moet na ons kom. Hy moet na my toe kom, hy het na my toe gekom. Daar in Desember 2006, mens, waar is jy? Met 'n teksversie. Mens, waar is jy? En ons vind, die Here konfronteer hulle, mens, waar is jy? Mens, weet jy te kenne gegee? Het jy geëet van die vrug wat ek nie mag eet nie? Verskeie geleenthede wat die Here met hulle kommunikeer. En dan vind ons hierdie tweede sonde is verontskuldiging, om te blameer. Die Here, die tweede sonde wat hulle doen, hy sê, en die mens antwoord, die vrou wat U my gegee het, om by my te wees, sy het vir my van die boom gegee. Hy skuif die skuld. Hy sê, Here, dis nie my skuld nie. Ek het maar net met respek gesê by die huis gekom en my aandete is voorgesit en toe eet ek dit. Maar as ek die Bybel lees, kan ek sien, hy het geweet wat hy eet. Hy gee die skuld vir Eva. Die Here sê, vrou, wat het jy nou gedoen? Hy sê, nee, dis die slang. Jy sien, die eerste sonde wat jy doen is 'n daadsonde. Die eerste sonde nadat jy uitgevang word, is selfverontskuldiging. Gaan kyk bietjie daai kleintjie. Klein, jong kindjie, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, hulle weet nog ewe goed, 'n kwaad ordentlikie. Die mamma het gesê, moenie koekies vat nie, nou is daar 'n koekie weg. Wie die koekie gevat? Dan wys hy die hond. Hy wys vir sussie wat nie eens kan loop nie. Hy wys hier. Tweede sonde, nadat jy uitgevang is verontskuldiging. Hy loop hand aan hand. Elke mens wat nog ooit gesondig het homself verontskuldig ook ergens. Nadat ons gered is dit 'n ander storie. Ek erken onmiddellik ek is skuldig, vra vergifnis. Maar wie wat as jy nie gered is nie? Ag, ek is arm, toe vat ek 'n broodjie. Ag, die wêreld is teen my, toe neem ek. Maar die tweede sonde is ook 'n keuse, jy het 'n keuse. Jy kan besluit, gaan ek nou sê, jammer, dit was ek. Adam het gesê, ag Here, vergewe my, ek het geëet. Hy sê, Here, U het vir my die vrou gegee. Hy skuif eintlik die skuld na God toe. Weet jy hoe baie mense plaas die skuld op God? Hy het my so gemaak en so gelaat staan, sê 'n man toe ek met hom praat oor die Here. Hy het my so gemaak en gelaat staan. God het my so gemaak. Hy het vir my hierdie meer gegee. Hy het vir my hierdie. En ons noem al daai dinge op. Selfverontskuldiging is 'n tweede sonde wat altyd gepaard gaan met 'n eerste sonde, om skuld te verskuif. Die eerste ding na jy uitgevang word, is om verskoning te maak, te blameer, jouself te regverdig, selfs met geestelike redenering. Ons vind dit in Saul se lewe daar in 1 Samuel 15:15. Samuel het gesondig. Hy moes Agan met die banvloek tref en hy moes alles doodgemaak het, net soos die Amalekiete, net soos wat Agan moes doen. En Samuel kom dan en hy sê, wat vir 'n geblær hoor ek hier by julle. En hy maak geestelike beredenering. En Saul sê, van die Amalekiete het ons hulle gebring, want die manskappe het die beste van die kleinvee en beeste gespaar om aan die Here u God te offer. Maar die ander het ons met die banvloek getref. Geestelike beredenering, is ook selfverontskuldiging. Hy regverdig homself. Hy sê, wag Samuel, jy wil nou sonde op my laai. Die vrou wat jy my gegee het, sy het dit gedoen. Nee, die slang het dit gedoen. Nee, weet jy wat? Die manskap het dit gedoen, maar hulle het dit met goeie bedoelings gedoen. Hulle wou maar nou net die beste vee vir die Here u God offer. Hy verontskuldig homself. Weereens, die regte stap van Saul sou gewees het net daar. Ag Here, vergewe my. Sien 'n persoon wat met die Here wandel, is 'n persoon soos Dawid, toe hy uitgevang is. Here, vergewe my. Here, wat het ek nou gedoen? Maar die tweede stap van sonde na sondeval in die ongeredde lewe is altyd
verontskuldiging, regverdiging, selfregverdiging. En dit is 'n besluit wat ek en u moet neem. Ons vind dit die man met die talente in die Nuwe Testament. Die Here gee vir hulle 10 talente, 5 talente, 1 talent. Julle moet gaan werk. As jy net 1 het, werk met jou 1. As jy 5 het, werk met jou 5. As jy 10 het, weet jy wat? Die Here gaan nie vir jou sê, jy wat 10 het, moet ewesveel vir jou wins maak as jy met 1 het. Want die Here weet, dit werk nie so nie. Maar jy moet net gaan wins maak. En hy kom terug en ons lees hierdie woorde in Matteus 25:24. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar hy nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar hy nie uitgestrooi het nie. Toe gaan begrawe ek maar die jou 1 talentjie. En ek doen met hom niks nie. Geestelike beredenering. Ek het geweet u is 'n man. Selfregverdiging is altyd die tweede, is eintlik die derde sonde, maar dit is die eerste sonde nadat jy uitgevang is. Maar jy sien vriende, nou is daar 'n derde sonde. En dit is eintlik die regte tweede sonde. En dit is om jou sonde te verberg. Die oomblik toe hulle daardie vrug steel en hulle merk dat hulle naak is, toe trek hulle vir hulle vyeblare aan. Vyeblare is 'n tipe en 'n beeld van goeie werke. Toe probeer hulle dit wegsteek agter vyeblare. Toe probeer hulle hierdie skaamte wegsteek vir God. En dit was ook 'n besluit geweest. Hulle het besluit, ek gaan dit nou wegsteek. Ek hoor die verhaal van die persoon wat nie meer mag Coke drink nie. Hy sieklik en die dokter sê hy mag nie, dit was dalk iets anders wat hy nie mag drink nie. Hy mag nie drink nie. Maar hy is so lus vir Coke, maar hy mag dit nie drink nie. En nou staan hy in die middel van die nag op en hy gaan daar na die kombuis toe en hy gryp die glasie Coke, 'n glas en hy gooi vir hom 'n bietjie Coke en terwyl hy sy drink, hoor hy die voetstappe van sy vrou daar afkom. En hy gooi so vinnig 'n bietjie water weer en hy gooi 'n bietjie melk, net so 'n bietjie melk daarin en hy sit die glas daar neer. En toe sy daar inkom, toe sien sy die glasietjie met die bietjie melk daaronder. Ag, my man is so getrou, hy het nie kon Coke drink, hy het melk gedrink. Hy het nie gelieg nie met sy woorde nie. Maar hy het sy sonde verberg. Hy het sy sonde verberg. Hy steek hom net so weg, want nou gaan sy nie vra wat het hy gedrink, sy kan mos melk sien, dan hoef hy nie te lieg nie. Vir ja, as baie mense wat dink hulle kan so beredeneer. Ek het mos nou nie alleen vertel nie, maar ek het alleen gedoen. Hulle verberg dit. En weet jy vriende, elke keer as 'n mens sonde doen, en dis hoe die val gekom het. Daar was 3 sondes wat tot die val gelei het. Die daad om te pluk, die daad om te verberg, en uiteindelik jouself te probeer regverdig of te reg te maak. Ons vind die beeld daar in die Nuwe Testament waar die Here Jesus na die vyeboom toe kom. Vyeblare weer eens is 'n tipe en beeld van goeie werke. Vrug is wat die Here soek. Hy soek vye. Nou 'n vy, en veral in die Midde-Ooste, groei in 'n vyeboom. En die blare beskerm daai vye van die hitte. So as jy 'n boom sien met blare, kan jy moontlik vrug verwag. Daar gaan nie definitief vrug wees, maar kan moontlik vrug wees. Maar as jy 'n boom sonder blare sien, gaan jy nie vrugte sien nie. Luister mooi wat sê ek vandag hier. Jy kan 'n boom kry met blare en vrug, of net blare, maar jy kan nie 'n boom kry met net vrug nie. Jy sien die volk moes vrug gedra het, en die blare sou tekens gewees het, jy kan aan die blare sien die goeie werke. Maar die Here kom by die boom met vol blare, hy kry nie een vy nie, en hy vervloek die boom. Hy sê hierdie is 'n dooie boom. O vriende, laat ons kerke nie so moet lyk, vol mooi blare nie. As die mense verby, o kyk hier mooi blare, maar as hulle binnekom en hulle kom soek vrug by 'n boetie of 'n sussie. Hierdie jaar het my vyeboom so 'n mooi vytjies gemaak. Dit is nou die 3de jaar, hy het sommer die 2de jaar klaar vye gedra, het 'n stiggie gevat by 'n boer. Verlede jaar 40 vye gekry, hierdie jaar sien ek, nou gaan ek meer kry. En weet daar kom 'n haal by, en hy slat al daai blare flarde. En daar het daai vruggetjies nooit verder ontwikkel nie, net so dood. Daar's blare nodig. Soos die liggaam sonder gees dood is, soos geloof sonder werke dood. Die werke is die blare, maar weet jy wat? Hulle sit blare, vyeblare om hulle lyf. Dit moet lyk of ons goed is. Dis wat ons doen in die kerke vandag. Dit moet lyk of ons baie blare dra. Maar die tweede sonde, of die derde in ons ritme, maar die tweede sonde eintlik, is om jou sonde te verberg. En so vind ons in hierdie twee gedeeltes, die begeerlikheid en die sonde,
kom die hele mensdom tot val. Die hele mensdom. Omdat iemand ergens toegelaat het, dat dit wat die Here mooi gemaak het, nou 'n verwronge begeerte word. Dit wat die Here gemaak het om te geniet, word nou 'n verwronge begeerte. Dit raak nou 'n korrupte begeerte. Pornografie, homoseksualisme, vraatsigheid, al hierdie verskillende dinge, vergrype, alkoholisme, dronkenskap, al hierdie goeters, verslawing aan vermaak, verslawing aan al hierdie verskillende dinge. God het ons gemaak om te wil geniet, maar nou het dit 'n korrupte begeerte geword. Materialisme, rykdom, korrup. Om iets te wil wees, korrup. En 3 tipes van sonde wat na vore kom. 'n Doelbewuste besluit om te sondig. Om te geniet, om te wil hê of om te wil wees. Jy sien vriende, tot vandag toe die vyand nog steeds nie verander nie. Hy kom nog steeds as 'n slang na u toe. Hy kom nog steeds as 'n versoeker na u toe. Hy kom nog steeds. En weet jy wat, hy gaan net versoek op een van daai 3 begeertes. Van die oë, van die vlees of die grootsheid van die lewe. En weet jy vriende, jy gaan 'n besluit moet maak. Of jy gaan gehoorsaam wees aan God, of gehoorsaam aan hom. Want jy moet dit weet, as jy skuldig maak aan die sondetjie, gaan dit nie net een wees nie. Sonde baar altyd sonde. Luister baie mooi wat sê ek vanmôre. Sonde baar altyd sonde. Hy begin deur God se standaard te verdraai. Hy begin om redenasie te ontlok. Hy begin om vertwyfeling te bring. Maar dan moet ek en jy 'n besluit maak, wat gaan ons met daai begeerlikheid doen? Gaan ons sê, Here, nie my wil nie, maar U wil geskied. Daar gaan staan geskrywe, mense sal lewe van brood alleen nie, maar elke woord wat uitgaan uit die mond van God. Ag Here, ja, hier's nou 'n groot versoeking om bietjie dubbel te vra vir hierdie ding wat hy werd is. Maar Here, U sê, as ons agter U wil aankom, verloon jouself. Neem jou kruis op, volg my. Hy wat homself verhoog, sal verneder word, maar hy wat homself verneder, sal verhoog word. Sal ons die Here vertrou om vir ons te help in hierdie dae, dat ons in alles wat ons doen, sal lewe om God die Vader te verheerlik. Deur die werking van die Here Jesus Christus op die kruis van Golgotha, deur middel van die instaatstelling van die Heilige Gees in ons binneste. En weet jy vriende, as ons so deur die lewe gaan, en my doel en plan is elke môre, Here, Vader, ek wil U verheerlik vanmôre. Ek wil laat my lig so skyn dat U verheerlik sal word. Maar ek kan dit net doen deur die bloed van Christus op die kruis van Golgotha en die werk van die Heilige Gees in my hart en binneste. Dan sal die Here vir jou oorwinning gee oor versoeking. Dan sal die Here jou vir oorwinning gee oor begeerlikhede. En die Here sal vir jou oorwinning gee in hierdie wêreld. Amen. Baie dankie dierbare Hemelse Vader dat ons vanmôre kon voortgaan met die tema van 3 en sien dat al hierdie dinge soos 'n legkaart bymekaar beginne kom. En ek wil bid, Here, dat U vir ons sal help, dat dit vir ons sal lerend wees, maar dat ons ander mense sal gaan leer. Here, hoef baie mense het nie al in die lokvalle van die duiwel geval, toe die voël oor die kop vlieg, toe voel hulle skuldig nie, Here. En Here, dat ons sal besef, versoeking is nie sonde nie. Die feit dat dinge mooi gemaak is en lekker gemaak is nie verkeerd nie, U het dit so gemaak. Maar Here, dat ons sal waak daarteen, dat ons nie het op ons eie weg te probeer bekom nie. Maar dat ons van U afhanklik sal wees en sê, Here, ons wil geniet wat U wil hê ons moet geniet. Here, ons wil wees die beste wat ons kan wees, wat U wil hê ons moet wees. Here, ons wil hê dit wat U wil gee vir ons, dit wat U aan ons wil toevertrou, dit wat U aan ons wil verleen, sê Paulus vir Timoteus. Hy verleen ons die dinge. En Here, ons bid dat U vir ons sal help om waardig te wandel die roeping waarmee ons gewandel is. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Volgende week is die nagmaal en die voorstelling. En dan die naweek, die week daarna sal ons dan voortgaan met die tema van 3 en dan kyk hoe hierdie sonde die mens op 3 vlakke beïnvloed het. En ons sal dan nog so 'n paar dienste aangaan met die tema van 3. Kom ons staan, dan sing ons ter slotte van vandag se diens Halleluja 209 verse 1 en 2. Al my twyfel bring ek Jesus.
Mag die liefde en genade van God onze Vader, die Here Jesus Christus en die kosbare tere werking van die Heilige Gees met elkeen sy en bly tot ons hom weer sal sien. Amen.